Daar is al baie gesê en geskryf oor studente se gebruik van kunsmatige intelligensie op universiteit om tesisse en verhandelings te skryf. Maar wat van laerskoolkinders wat dit ook toenemend gebruik om basiese take te verrig? Om hieroor te gesels, verwelkom ek twee kenners op die gebied. Paul Maritz is die hoof van die burgerregteorganisasie Free SA en Dr. Olga Channing is van AROS. Olga, hoe wyd verspreid is die gebruik van kunsmatige intelligensie op laerskoolvlak? Lorenzo, ek dink dit is 'n groter probleem as wat mens dalk vermoed en dat dit regtig versprei is van laerskool reg deur hoërskool op universiteitsvlak. En waarvoor gebruik laerskoolkinders dit meestal? Vermoedelik vir take en navorsing vir take op hulle vlak natuurlik. Maar ja, dit kan problematies wees indien hulle eintlik die inligting van KI net so gebruik en nie daaruit leer en dit op 'n funksionele etiese manier gebruik nie. En ek dink dit is problematies. Paul, wat doen dit vir 'n kind se vermoë om kennis in te neem en te stoor? As jy alles net elke vraag wat jy ooit het kan intik. Ek bedoel in ons dae het jy die wêreldspektrum of die kennis gebruik en jy het deur iets gelees en jy het dit so ingeneem. En dit gebeur nie meer as jy op ChatGPT iets insit nie. Ja, jy is reg. En tot ons ouers irritasie gesê ons moet vandag biblioteek toe want ek weet al 'n week van hierdie taak maar ek het niemand gevra daaroor nie. Weet jy, 'n man met die naam Nicholas Carr het so 10, 12 jaar terug 'n boek geskryf met die naam The Shallows waar hy praat oor neuroplastisiteit en hy sê hoe die eerste keer wat 'n monnik stil gesit het en deur die Bybel gelees het om hardop te lees, jy weet in Latyn, hoe dit 'n vormende effek op die brein gehad het en as jy lang tekste deurlees dat dit dan later makliker en makliker word. So byvoorbeeld as die eerste boek wat jy ooit lees, 800 bladsy Dostojewski gaan wees, dan jy weet gaan jy tipies daarmee sukkel, maar as jy so 'n bietjie opgebou het na dit toe, dan raak jy dit gewoond. Ons is in 'n era waar jy miskien kyk na dit wat op die skerm aangaan, maar hier's 'n foon wat flits, jou horlosie herinner jou aan dinge en so die neuroplastiese vorming word baie meer korttermyn en ek moet vir jou eerlik sê, ek dink dit het 'n langtermyn effek op ons vermoë om te konsentreer en dit het dan natuurlik ook die probleem dat ons hier nie noodwendig net iets instrumentaliseer nie. Ons gebruik dit nie soos ons Wikipedia of Google gebruik het nie. Ons kan effektief ons denkproses oorhandig. Ons kan effektief oorgee en sê ons hoef nie meer te dink nie. Dit sien ons tipies onder jong mense wat net eenvoudig nie meer self die moeite doen om 'n probleem op te los nie. Olga, watter lees- en leervermoë word versterk deur kunsmatige intelligensie en wat word verswak? Ek dink ek kan aansluit by wat hy nou net gesê het. Ek dink hierdie gefragmenteerde lees op skerms is nadelig vir leerders se ontwikkeling vir leesbegrip, vir konsentrasievermoë. En alhoewel hulle steeds lees en baie op hulle fone lees, is dit nie noodwendig lees met begrip nie. En dit is eintlik waar ons probleem lê, is dat ons leerders se leesvaardigheid is nie op die gewenste vlakke nie. En dit kan eintlik die probleem so 'n bietjie vergroot. Maar veral ook in 'n land soos Suid-Afrika waar ons weet die studies een na die ander wys dat soos jy ook nou sê, laerskoolkinders se leesvermoë is nie op standaard nie. Kan dit enigstens miskien daarmee help? Ek dink tog as onderwysers en skole moeite doen om die leerders te begelei om dit op die regte manier te gebruik. Met ander woorde, 'n leerder word nou blootgestel aan 'n tegnologiese biblioteek in plaas daarvan dat hulle met boeke werk en fisies na 'n biblioteek toe gaan. Ek dink veral daar's 'n groot persentasie van ons land se huishoudings wat wel internet toegang het. En dit kan 'n voordeel wees, want hulle het 'n bron en hulle kan dit gebruik. Die probleem is hoe gebruik hulle dit? En as ons skole en onderwysers ons leerders kan oplei om die etiese verantwoordelike gebruik van daai inligting te kan toepas, dan dink ek wen ons. Paul, jy het vroeër gepraat oor die vermoë om ingewikkelde idees en konsepte in te neem as jy 'n teks deurlees. Maar aan die ander kant, wat is die miskien sielkundige uitwerking daarvan vir kinders wat groot word in 'n wêreld wat jy weet dat daar hierdie kortpad is van nie net hoef ek nie meer deur 'n teks te lees nie. Hierdie hulpmiddel
kan my taak vir my skryf, my toespraak vir my skryf, enigiets eintlik vir my doen. Ja, ek dink dit gaan verder as kennis. Ek dink dit bepaal dan watter tipe mensdom het ons uiteindelik. Malcolm Gladwell se boek The Outliers het hy hierdie voorbeeld waar hy sê as jy na IQ's gaan kyk, is Chinese kinders nie noodwendig soveel hoër met IQ nie, maar hulle is baie beter met wiskunde want hulle sukkel vir langer met die probleem. So die toets was hulle gee vir 'n klomp graad 3 kinders 'n graad 5 som wat hulle nie kan doen nie. En na so 15 sekondes gee die Europese of die Afrika kind op ek kan nie dit doen nie, is by my vuurmaakplek, maar die Chinese kultuur was ek hou aan sukkel, ek kyk, ek probeer. En ek dink wat KI gaan doen is dit gaan vir 'n kind maar net sê daar is hierdie kortpad. Hoekom enigsins dink? Wat is die waarde daarvan om daai proses te hê? En ek en jy weet dit help jou later in lewe met komplekse probleme en jy gaan nie altyd tegnologie hê nie. En selfs al het jy tegnologie kan sekere antwoorde net nie vir jou gee nie, wat ook al daai tegnologie is. Maar jy het jou vermoë om te dink geabdikeer, jy het dit oorgegee aan 'n program en uiteindelik wat oorbly is 'n mens wat hol aan die binnekant is en wat nie noodwendig die vermoë het om self te reflekteer en regtig karakter te vorm en dan met moeilike lewenswerklikhede te worstel nie. Jy praat van die verantwoordelike en die etiese toepassing hiervan. Is daar dan miskien 'n verantwoordelikheid by skole om reëls in plek te hê oor die gebruik hiervan en hoe lyk die verantwoordelike en etiese gebruik van kunsmatige intelligensie in die klaskamer? Ek dink dit is belangrik om te sê dat KI moenie leer vervang nie. Daar moet met KI geleer word. En as ons leerders kan leer om wel 'n kort pad te neem om inligting te kry, maar wat doen hulle met daardie inligting? As hulle daardie inligting nog steeds gaan verifieer, bietjie gaan sif en gaan kyk wat is die korrektheid, wat is die gepasheid van hierdie inligting wat ek nou vinnig tot my beskikking gekry het, hoe gaan ek dit gebruik en dit my eie maak en uiteindelik dan die produk lewer wat die kind sin is. Dit is nie net KI sin nie. En dan as ons dit gaan regkry, dan dink ek gaan ons KI funksioneel kan gebruik. Hoe moeilik is dit vir onderwysers om daai onderskeid te tref? Want jy is nou hier besig met 'n taak of jy luister na 'n kind wat 'n toespraak lewer. Weet 'n onderwyser instinktief dat dit geskryf is deur ChatGPT? Ja nee, ek vermoed meeste onderwysers gaan dit herken. En daar is maniere om dit maar wel te kontroleer. En daar is toepassings wat byvoorbeeld gebruik kan word. En ek dink as mens net die gesindheid of die benadering ten opsigte van KI verander, kan ons dalk daai probleem met tyd verminder, dat dit nie net so gebruik word nie. Paul, ons het gepraat oor die gevare, maar geef my die sterkste argument vir die gebruik van kunsmatige intelligensie in die klaskamer. Ja, demokratisering van kennis. Jy weet, vroeër het ons regtig die ryk kinde toegang gehad tot die biblioteek of tot 5G internet. Deesdae kan jy met gratis ChatGPT of gratis Google Copilot of Microsoft Copilot en soortgelyke Google produkte wat jy gaan kry, Claude wat ook al hulle 'n gratis weergawe wat vir 'n kind 'n klomp antwoorde kan gee wat voorheen net heeltemal buite sy of haar verwysingsraamwerk was. Ek dink ook die vermoë om, as ek dit nou maar saggies kan stel, deur nonsens te filtreer. Ek dink ons moes deur baie inligting sif om die kern te kry en dis nie meer 'n vaardigheid wat noodwendig waarde dra nie. Jy kan daai tyd spaar en in teorie kan jy daai tyd dan effektief benut en meer produktief wees. In realiteit word dit dan eerder gebruik om jy weet nie noodwendig daai positiewe effekte hê nie, maar word KI gebruik om kort paaie te vat as dit kom by leer, word KI gebruik om eenvoudig akademies oneerlik te wees en ek dink so, maar daar is gewisse voordele. Dis hoekom dit nie net dadelik afgeskryf of onwettig gemaak word nie, want ons weet hier kan deure oopgemaak word. Paul, Olga, baie dankie.